Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Dit is lekker om weer saam met jou te kuier. Mense, jy weet mos dit is winter, dis Mei en dit is winter, soos vandag die 1 Junie. Maar kom ek sê vir dit voel vir ons is al in Julie en so koud is dit in die Kaap. Ek weet nie waar jy is, hoe koud dit is, maar gaan boos in die Kaap. So, dat is 'n spreekwoord in die Kaap. Hulle sê die Kaap is Hollands. So ek dink dit is exactly nou waar ons is, hy is Hollands. Dit is bitterkoud mense. Maar dit is ons moet ons gereed maak vir die seisoen. And even that too will not last. So elke seisoen is 3 maande, ons kom nou uit herfst uit, ons gaan in winter in en baie mense beleef ook 'n winterseisoen in hulle lewe, waar dinge miskien nie so rooskleurig is nie, of dit is nie so wonderlik op hierdie oomblik nie, maar ek wil vir vandag sê, jy moet deurdruk en jy moet uithou en jy moet aanhou, want dit wat God gereed het vir ons, dit wat God instoor het vir ons, is baie groter vanaf ons kom in die teleurstellings wat ons gehad het, so hou aan mense, when you've done all to stand, sê Apostel Paulus, then you stand. Jy staan deur enige moeilike tyd. Dit is baie belangrik. Ons het 'n week laas ek gehad van gebed en een van die skrifte wat die Heilige Gees my uitgewys het en ons praat oor dat julle weet dit, ons praat oor dit, maar ons het gebid byvoorbeeld dat ons moet uit Egipte uitkom, uit emosionele afmergeling, emosionele slawerny, emosionele of kom uit Egipte, kom uit die plek uit van slawerny, kom uit 'n plek uit waar jy doen meer vir wat jy ontvang, kom uit, baie keer wil die Here ons seën, maar weet jy wat, jy kan nie die seëning in sy volheid beleef nie, omdat jy is nog nie volheid uit nie, en baie keer, en dit is wat die Heilige Gees met my oorgepraat het die laaste paar weke, sê laaste 2 maande, ons is baie keer, dan bid ons, en ons is baie keer by 'n plek waar ons sê, Here, ek het 'n goeie werk, my familie is goed, ek het 'n goeie man, ek het 'n goeie vrou, ons verdien goeie geld, maar iewers in hierdie ding is hy iets net, ons kom net nie deur nie, ons breek net nie deur nie, en baie keer besef ons nie eens dat ek staan nog eintlik in Egipte, ek het my bene uit, my liggaam is uit, maar in die gees is ralm, as ek nog in Egipte, en ek het baie keer sê, ek het vir ons bediening, dat wanneer jy trek jy met jou klere uit jou huis uit, en kops, en daar gaan jy nie, al ons goedjies is op die trokkie, en daar gaan ons nie, jy gaan terug en jy trek in die gees, so jy gaan en jy vat elke belofte, wat God vir jou gegee het in die huis, elke profetiese woord in jou kantoor, in die kerk waar jy gedien het en jy het getrek, jy moet vat jou belofte saam, toe ons trek uit een gebou uit na ander gebou toe, het ons belofte saamgevat, ons het dit wat God vir ons gegee het, in die kerk het ons oor mee getrek, en so jy kom in jou volheid, waarin jy is, waar jy is, met alles wat jy het, so ek trek jy net met die stoele, en ek trek jy net met die mics, en ek trek jy net met die soundbox, en nee my mens, ek trek met my profetiese woord, dit wat God aan ons
beloof het in daai gebou, jy vat hulle ook saam en jy gaan, en baie keer wat ons nie verstaan is nie, jou hele lewe is in 'n vorige huis, en ek dink, dit help vandag iemand, want ons weet nie dit is iets wat die Heilige Gees my geleer het, jy moet sê, Here, baie keer kom jy nie finansiëel, baie keer as jy finansiëel gestruggle, net toe jy in 'n sekere plek inkom, baie keer slat op finansiële, hou jou, en jy steier vir jare, en jy kom nie by die plek van oorwinning nie, en jy kan nie verstaan nie, maar daar het met my goed gegaan, maar hier waar het moet my goed, hier waar het met my beter moes gaan het met my slegter, en is omdat jy trek in 'n plek in, waar daar miskien 'n finansiële curse is oor daar is, of daar is mense wat daar was, wat 'n gees het daar geopereer, so jy en ek weet van mense, wat getrek het as huwelikskappels in 'n nuwe huis en hulle gaan skei, toe vind hulle uit, wat was die storie van die huis daar, dit was 'n skeisaak, en daar's 'n gees van skei, 'n gees van mislukking in huwelike, oor 'n spesifieke plek, maar jy het dit nie geweet nie, dis hoekom die Bybel sê, you've got to bind a strong man before you enter the city, so jy en ek moet vandag in nugterheid inkom, mense, daar is so baie goed in die evangelie, wat ons miskien nie vandag weet nie, wat ons nie vandag miskien aandag aangee nie, maar ek wil vandag vir jou sê, die Here is hier om ons wys te maak, die Bybel sê, is die wyse man wat counsel ontvang, so ek wil vandag lees, uit Psalm 145 uit, en Dawid maak 'n stelling, en hy sê, is 'n pragtige psalm, maar ek wil net gou twee verse uithaal, 10 en 11, hy sê, all your works shall give thanks to you and praise to you, O Lord, all your works, and your glory, and your godly ones will bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power. Hy praat hier so van, ons sal getuig van die majesty van God, ons sal getuig van die krag van God, ons sal getuig van God se goedheid oor ons lewe, en dat God vir ons deurgekom het, ons sal daarvan getuig. So wat ek en jy moet kom, is ek en jy moet kom by die plek waar ons moet stil sit, en sê, Here, waar maak ek 'n fout, waar is dit, onthou mense, ons spreek oor ritme, ek wil net gou hierdie ene in die middel deurgooi, ons moet terugsit en sê, Here, waar staan ek met U? Waar staan ek in hierdie hele ding, wat het lyk, my finansies kom nie reg, my huwelik kom nie reg, en baie keer wil ons almal blameer, jy wil die toekom blameer, jy wil die witch doctor blameer, jy wil die kaartlesers blameer, jy wil jou skoonfamilie blameer, jy wil die mense by die werk blameer, maar miskien moet jy 'n bietjie introspeksie doen en jouself kyk, jy moet miskien kyk, Here, maar waar fouteer ek, wat moet ek doen? Ons almal in ons plek, in ons lewens, in 'n plek waar jy jouself bevind, ons almal moet by 'n plek om waar jy gaan stil sit en sê, Here, wat is dit wat U vir my sê? Wat is dit wat U vir my wil doen? Wat is dit wat ek mis in hierdie hele ding? En dis hoekom van tyd tot tyd moet jou huis uitbid, van tyd tot tyd moet jy in jou kamer, vir alles julle huwelike het, bid in julle kamer in, want in 'n huwelikskamer, in julle slaapkamer word groot besluite geneem, en dis 'n plek waar jy moet konstant sanctify en bid dat die Here se salwing, dit moet konstant gereinig word deur die bloed van Jesus, because that's a holy place. The master bedroom where your husband and your wife that is a holy place. That's a place where decisions are made. That's a place where God speaks to you as a man of the house, speak to you as a woman that is the helper to your husband. That place must be consecrated at all times. En baie keer dan verstaan ons nie hoekom gebeur dinge is net woes, maar weet jy wat, ons huise is nie gekonsekreer, ons huise is nie gegee aan God nie. Dawid sê, ek bid Here, that I will talk of your work. Toe God die Israeliete uit Egipte uitgelei het, en ons het hierdie hele bidhede gehad laas week, toe God die Israeliete uitlei uit Egipte uit, praat God met Moses, en hy sê vir Moses, sê vir hulle moet nooit vergeet wie hulle uitgelei het met 'n magtige hand nie. Wanneer toe God die feeste instel, die Passover feest, die Feast of Unleavened Bread, the Feast of First Fruit, the Feast of Atonement, the Feast of Pentecost, when God presented those feasts, the Feast of Tabernacle, het hy vir hulle gesê, sê vir julle kinders, en julle kinders se kinders, dit is wat ek aan julle gedoen het, dit is wat ons vier hierdie feeste, van wat God vir ons gedoen het,
Amen. So ons het nie net woep het ons uitgedoppie. Nee my mens, daar's 'n geskiedenis rondom hoe ons hier kom. God het ons uitgelei met 'n magtige hand. Daar's 'n skrif in Eksodus wat hy sê, moenie vergeet met julle uitgelei op arensvlerke nie. So ek en jy het 'n verantwoordelikheid wanneer God ons oplig, wanneer God ons deurbring, wanneer God vir ons iets doen, moet jy dit vertel aan jou nageslagte. Jy moet vir hulle vertel. So when you declare of the works and the power of God, it must be to the generation behind you, sodat wanneer jy nie meer daar is nie, dan praat hulle van die God van hulle pa, die God van hulle ma. In my lewe moet my familie kan sê, toe sy gebid het, het die Here geantwoord. Ek moet kan sê, die dag toe my pa gebid het, het die Here geantwoord. And that is how we go. Die Bible sê, we speak of His goodness and of His mercy and of His grace from generation to generation. En God sê vir Moses, sê vir die Israeliete, hulle moenie vergeet, wie het hulle uitgelei, nommer 1, met 'n magtige hand, nommer 2, en wie het hulle uitgelei op arensvlerke nie. So wat hy sê is, julle moenie vergeet nie. Julle moenie vergeet wat het ek aan julle gedoen nie. Julle moenie vergeet, julle het water gekry op tyd, julle het brood gekry op tyd, julle het kwartels gekry op tyd, julle skoene het nie afgeloop, julle klere het nie verouderd nie. Dit was God se goedheid oor die volk van Israel. Nou die God wat dit vir hulle gedoen het, is dieselfde God wat vandag vir jou en vir my besoek om te sê, my dierbare, hierdie stryd wat jy in is, Moses, God sê vir Moses, hy sê, julle loop om hierdie berg vir 40 jaar. Hy sê, point your head to the north and come out. Hy sê, julle moet op julle koppe na die noorde toe point en kom uit hier. Julle loop om hierdie berg, julle loop om hierdie situasie vir jare. Jy bly swaar kry, jy bly van die hand tot die mond lewe. Jou huis, jy staan elke keer op die brink om huis te verloor. Jou besigheid kom nie in vervulling nie. Jy kom net nie dat jy uitkom nie. Wat is dit? Jy moet spandabel rig, jy moet die gees moet jy aflê my mens. Jy moet die gees van steel aflê. Jy moet die gees van jy het te veel accounts, jou hele salaris is uitbetaal op accounts. Nee my dierbare, jy en ek moet by 'n plek kom waar ons self, wat is die woord wat ek soek, we have to control, ons moet a spirit of self-control het. Jy kan nie net alles in Ek kan nie doen wat ander mense doen nie. Jy kan nie kers wees. As jy nie hierdie jaar gewerk het, dan gaan jy op jou etkesrekening of whatever rekening het en lei loop koop 'n klomp klere because why? As kers wees. Nee my dierbare. As jy nie hierdie jaar tot op hierdie tyd toe 'n suksesvolle finansiële jaar gehad het, jy net vir jouself gesê, ek moet hierdie jaar uit die skuld uitkom, dan kan jy nie maak wat die mense oor die pad maak nie. Ek en jy moet by 'n plek kom waar ons sê, Here, U moet my selfbeheersing gee in my lewe in. Ons baie keer, en dis 'n ding wat die Heilige Gees met my praat, baie keer ons sukkel want ons het nie selfbeheersing nie. Ons sukkel jaar in en jaar uit en jy kom nie uit die gemors van skuld uit nie, want ek en jy kan net nie by 'n plek kom wat ons geld reg bestuur nie. Op die oomblik doen ons 'n klas in ons 3de jaar van stewardship wat beteken rentmeesterskap. Jy en ek is rentmeesters oor dit wat God aan ons toe vertrou het. So ek en jy kan nie spandabel wees oor dit wat God in jou hand gegee het. Jy gaan eendag account vir wat jy gedoen het met God se goed. En Dawid maak 'n stelling in Kronieke, 1 Chronicles 29 en hy sê, hy wil 'n tempel vir God bou. En die Bybel sê, God sê vir hom, nee, jy gaan nie 'n tempel vir my bou nie. You're a man who has blood on your hands. David was a warrior of note. En die Bybel sê, en God sê vir hom, en hy sê, en God sê, jou seun Solomon gaan vir my 'n tempel bou. Maar David het alles wat aan die tempel moet kom. Alles, die kandelaare, die stoele, man, David het alles. David het die goud en die silwer, David het die gordyne, David het alles vir die tempel, maar hy gaan met die bou nie. Sy seun gaan dit bou. En wat amazing is, David kom in Kronieke, 1 Kronieke 29 en hy sê, ek het alles, maar alles wat ek het is nie myne nie. Hy sê, all that I have belongs to you. Hy sê, daar's niks wat ek vir u kan gee, wat ek kan sê, dis myne nie. Alles wat ek het, behoort aan u. En dit is vir my merkwaardig, because David het God het vir David magtige battles laat wen. David het oorloë gewen. David het nasies in besit geneem. Hy was 'n ryk koning. David was 'n ryk koning. En hy kom by die besef, hy sê, ek het al hierdie goed, ek kan die tempel bou, ek kan dit uit alle rykdom wat ek het, kan ek dit bou, ek kan dit staan maak. Ek het van niemand niks nodig nie, maar ultimately, dit behoort nie aan my nie, dit behoort aan God. Niks wat ek het, behoort aan my nie. En ek en jy moet vandag by die understanding kom, dat die Here
Ek wil praat van die krag in my lewe. Ek wil praat van die wonderdade in my lewe, maar ek kan nie van die wonderdade praat as ek nie selfbeheersing het nie. Ek kan nie van die wonderdade praat as my lewe all over the place is. Ek kan nie van die wonderdade praat as ek nie met my vrou 'n goeie verhouding het nie. Ek kan nie van die wonderdade praat as ek nie met my kinders reg gelewe nie. Ek kan nie, of ek nou 'n kind het binne in die huis en of ek nou buite het. Dis nie die punt nie. Die punt is ek moet met my mense moet ek 'n goeie lewe lei. Ek kan nie die wonderdade van God verwag, maar ek haat halfte van die mense in die kerk nie. Ek kan nie die wonderdade van God verwag, maar ek hou nie van sekere mense in my lewe nie. Ek kan nie van die wonderdade van God verwag, maar ek jippel my ding deur nie. Nee my mens, die wonderdade van God kom deur my en jou wat 'n regverdige lewe lei voor God en wat God vertrou. Maak nie saak wie jou teleurstel nie, maak nie saak hoe dit kom nie, maak nie saak wat op jou pad kom nie. Ek en jy moet bid en bid en bid. Mense, kom ek sê vir jou, ons kry mense en mense sê dit baie keer, hulle sê, ek bid maar die Here antwoord nie. My dierbare, gebed is nie 'n ding wat jy bid. As jy 'n hierdie cash machine sien, ek sit my kaart in en koop saak om R500 uit die, dis nie hoe gebed werk nie. Gebed is 'n leefstyl. Ons kom in 'n leefstyl waar gebed is iets wat ek moet elke dag doen. Gebed is iets wat ek moet die Here ken in al my weë, dan sal hy my paai gelyk maak. Party mense bid vir 5 weke, dan sê hulle, nie die Here wil word nie, my dierbare. Gebed is 'n lang, ek wil amper sê soos my man sê, dit is 'n lang arm. Jy sal moet in die ding kom. Jy moet 'n leefstyl inkweek van gebed. Jy kan nie 5 minute bid en jy wil 'n miljoen rand se deurbraak hê nie. Nee my dierbare, jy moet leibe in gebed. Jy moet terwyl in gebed. Jy moet na God toe gaan en sê, Here, ek vertrou U vir die onmoontlike. Ek vertrou U, Here, vir dinge wat ek nog nie met oë gesien het nie. Ek vertrou U, en dan moet jy die tyd in gebed insit. Gebed is nie 'n ding wat jy every now and then doen nie. Om die wonderwerk en die krag van God te sien, moet jy en ek 'n leefstyl van gebed hê. In die môre moet jy bid, in die dag moet jy bid, in die aand moet jy bid. Jy moet 'n lewe hê van gebed. Jy kan nie, ek en jy, en dit is waar die kerk, wanneer jy praat van die kerk, dan praat jy, wanneer jy 'n sterk kerk het, is wanneer mense bid. En ek praat nie van die getal mense, dit is nie waarvan ek praat nie. Ek praat van sterk in jy's worshipers. Julle is sterk in julle geloof. Julle word nie omgewaai deur enige kinderstorie nie. Julle word nie uitgesit deur enige ding nie. Julle breek deur, julle hou aan, julle doen wat julle moet doen en julle kom by die plek wat God gereed het vir julle. Die Bybel sê, all your works I'll give thanks to you. All your works. Dit is nie net wat God geskaap het nie. All your works is selfs wat God vir my gedoen het. All the works that God has done for me will speak of the goodness of the Lord. So alles wat die Here vir my gedoen, dit is soos ek lewer 'n getuienis van die goedheid van die Here in die land van die lewendes. Ek praat van die Here en dit is die ander ding, dierbares. Jy kan nie, en hoor my nou, jy en ek kan nie op 'n 1983 getuienis hardop nie. Dit is nie goed genoeg nie. Ek wil jou vandag dit sommer nou klink klaar sê. Jy, ek en ek kan nie op 'n 2004 getuienis hardop nie. 2004 toe die Here vir my, nee my mens, jy kan nie eens op 2019 getuienis hardop nie. Jy en ek kan nie op 2020 getuienis hardop nie. Jy en ek moet op 'n nou getuienis hardop. Ek en jy moet praat van die wonderdade van God wat nou gebeur het. Jou 2019 getuienis, I'm not saying it doesn't carry power. Dis nie wat ek sê. Ek sê nie daar is die krag in nie, maar wat ek sê is, moenie roem oor iets van 20 jaar terug, wanneer God 'n nou God is en wanneer God nou met jou iets wil doen en vir jou deur jou iets wil doen nie. So ek en jy moet in die moment kom waar jy sê, die Here het vir my dit gedoen, die Here het dit vir my nou gedoen, die Here dit vir my gedoen gister. So wanneer jy praat van 'n nou ding, jy praat van wat die Here vir jou gedoen het in die moment, en ek en jy kan nooit in ons lewe kan ons praat net uit die verlede uit die. God is 'n present, he's 'n ever present help. Hy's 'n nou God, hy antwoord nou. So wanneer ek praat van die wonderdade en die krag van die Here, my mens, dan kan ek nie praat van goed wat 120 jaar terug gebeur het nie. Ek en jy moet praat van goed wat nou gebeur het. Ons praat uit die boek uit van Rut. Hierdie jaar is nou al Junie maand en ons is nog steeds in die boek van Rut. En weet jy wat? Elke week gee God vir ons nuwe revelation without fail. Elke week beleef ek iets in die gemeente in van die wonderwerke van God uit die boek uit van Rut. My mens, mense kry huise, mense kry
Mense word redeem, mense kry hulle besighede terug, mense word finansiëel herstel, mense se huwelike word. This is the year of redemption. Die Here antwoord ons, die Here gee vir ons. Toe die Here vir my sê, ons gaan preek, ek gaan hierdie jaar preek, uit hierdie jaar, nie hierdie maand nie, hierdie jaar preek uit die boek uit van Rut, het ek gedink, vier hoofstukke vir 365 dae, Here, is U ernstig, my mens, hoor my wanneer ek jou vandag sê, ons is in Junie, ons het nog elke week sonder fail, revelation op revelation op revelation gekry. Daai boeke so diep jou rughare staan regop, wanneer God begin sy woord oopbreek. Mense, moenie die woord van God onderskat nie, moenie God se krag onderskat nie, moenie jy dink, dit wat jy weet, dit is dit nie. Nee, my dierbare, God sal jou blou met wat hy jou wil inbring. En ek wil vandag vir mense sê, die koms van die Here is naby. As my mens, ons hoor hierdie storie van Blounag af. Hierdie ding hoor ek van ek 'n kind was, maar ek wil jou vandag sê, die Here kom. My mens, die Here kom, hy gaan kom. As jy kyk na die woord en na die tekens van die feeste, dan kan jy maar jou sokkies optrek as 'n kind van die Here. Jy kan nie nou nog lafhartig aankom, en vir elke wind wat waai, word jy offensive. Jy is nou net, jy neem met aanstoot. My dierbare, daar kom 'n plek in God, in God, wat jy moet sterk raak, wat jy moet vol moet raak, wat jy vir jouself sê, niemand stoot my om met 'n kinderstorie nie. Niemand stoot my om met wil vir my as die Kaap na sy jou indoen nie. Niemand stoot my om uit my roeping in God en oor jaloesie, oor afguns, oor haat en nee, ek gaan hierdie rondom, gaan ek die ding deursien. Baie keer, en ek sê dit omdat ek rassisties is, maar kleerling mense dit ding om te sê, ag nee, ek wil die vrede bewaar. My mens, jy het jou lewe agteruit gesit vir die vrede bewaar. Jy het die duiwel 'n plek gegee om die oorhand te kry in jou lewe, want jy wil die vrede bewaar. Ek sê nie jy moet morsig wees nie, ek sê nie jy moet onbeskof wees nie, ek sê nie jy moet buite by, ek sê net, dit wat God vir jou gesê het om te doen, dis wat jy doen. Dit wat die Here op jou hart gelê. As die Here my geroep het as 'n pastoor. My mens, moenie dink toe die Here my roep as 'n pastoor, alles gaan wonderlik gaan nie. Alles is net, almal is lief vir my, almal hoor wat ek vir hulle preek, almal is nou net ek is nou net die wonderlike pastoor Shanta. Nee, my dierbare, die minuut jy geroep word, moet jy weet die hekke van die hel maak oop, because die duiwel wil jou distrek. Hy het gekom om te steel, om hom dood te maak, om te verwoes. So ek en jy moet op high alert wees vir die taktiek van die vyand, en hy gebruik die wat naby jou is. Jy moet dit weet. So wanneer die Here jou roep, wanneer jy laas weet 'n profetiese woord gehad het, my mens, trek jou volle wapenrusting aan, want hierna gaan dit maar woes gaan, because you've got to fight to keep the prophetic. Jy gaan beklei om in hierdie dinge te staan, en jou geveg is nie teen jou broerie, is nie teen jou susterie. Die Bybel in Ephesians 6, jou geveg is nie teen owerhede en magte, is nie teen mense, vlees en bloed nie, is teen owerhede en magte van die duisternis. So ek beklei nie my broer nie, ek beklei 'n gees, jy gaan in jou binnekamer en jy beklei hierdie ding uit, in die gees. Jy gaan staan nie in die kerk en sê ek is reg vir julle nie, kom mense ons beklei, nee, dis jy die ding doen nie. Jy gaan na die Here toe, en baie keer moet jy praat, en baie keer moet jy jou mond hou. Laat die Heilige Gees, wat die helper is, ons help om hierdie. Ons wil praat van die kragtige hand van die Here, maar jy kan alleenlik praat van die kragtige hand van die Here, wanneer jy deur die proses gaan, wat hy jou vat. Amen. So mag die Here jou seën. Ons is terug volgende week, selfe plek, selfe tyd. Trek warm aan mense. Dis koud. Die Here seën julle.